Ons gesels vanoggend met Nadine Karsten. Sy is 'n taalkundige en 'n navorser by die Virtuele Instituut vir Afrikaans. Nadine, baie welkom in die program. Baie dankie Karen vir hierdie geleentheid om met jou te kan gesels. Ja, dis lekker nou Nadine, die woord grammatika laat ouers, onderwysers en leerders baie keer met koue rillings. Maar vanoggend is ek en jy hier om te wys dat sinsontleding en woordsoorte alles behalwe vaal hoef te wees. Ja nee Karen, taal is alles behalwe vervelig en vaal. Beskou dit eerder 'n navolging van Josh Lurie as 'n vlinder in vlug. En hy beskryf dit so treffend wanneer hy sê celebrate the diversity, capture the vitality of the changing language and study grammar not as a way to preserve the language, like a butterfly pinned out in a glass case, but a way of noticing the beauty and power of language, the butterfly in flight. So taal is werklik eintlik 'n vlinder in vlug en ja, alles behalwe vervelig. Ag, dit is so mooi. Nou, jy weet, as mense soms so luister hier so passievol, dan wil ek net vir ons luisteraars sê Nadine is nie net passievol oor haar taal nie, maar sy het ook 'n agtergrond as lektor by Noordwes Universiteit en jy lei tans die projek Afrikaans Grammatika vir die onderwys. Nou, jy werk reg oor die land met onderwysers om daai gaping dan nou tussen taalteorie en die klaskamer te oorbrug. Nou kom ons spring sommer weg met die eerste groot vraag, want baie keer is daar soveel mispersepsies oor die goed, nê? Die CAPS dokumente sê ons moet eintlik meer aandag gee aan vaardighede soos lees en praat integreer, maar praat met my oor, is dit waar, is dit relevant, wat is jou fokus daarop? Kyk, die grammatika vervul tans 'n instrumentele rol binne die huidige onderrigleerplan, net soos wat jy aangedui het. So met 'n instrumentele funksie bedoel ek dat skoolgrammatika beskou word as 'n instrument vir die bevordering van geletterdheidsvaardighede. So dit word eintlik net tans as 'n hulpmiddel vir leer beskou. Nou volgens hierdie siening bemagtig skoolgrammatika dan leerders om byvoorbeeld beter analitiese, kritiese en ingeligte lesers te wees of om die verskillende grammatikale keuses wat skrywers van tekste maak, om dit te waardeer of met verbeterde begrip te lees of tydens skryfaktiwiteite op 'n bewuste wyse oor grammatikale keuses te besin. Maar daar het egter 'n belangrike verskywing plaasgevind, nogal veral in Nederland, dat skoolgrammatika buite nou vir hierdie instrumentele rol wat dit kan vervul, dat dit ook inherente waarde het. Met ander woorde, dit kan as 'n belangrike objek van leer beskou word, nie net as 'n hulpmiddel vir leer nie. Nou, hierdie siening is vir my so bitter belangrik op hierdie stadium. Want volgens so 'n siening word leerders bemagtig tydens grammatika onderrig om die begrip van die werking van taal te bekom. So om 'n werklik taal te verstaan, want taal maak sosiale lewe moontlik. Om ook insig in hul linguistiese vermoë en hul eie taalgebruik te bekom. Of om byvoorbeeld verantwoordbare uitsprake oor taalverskynsels en kwessies te maak of die verband weer tussen grammatika en jou denkvaardighede te verken. Nou, om veral hierdie kennisgebaseerde waarde van skoolgrammatika, Karen, hierdie laasgenoemde rasionaal waarna ek verwys het, om dit te ondersteun, maak dit sin waarom Viva 'n hele afdeling op hul webtuiste aan skoolgrammatika en dus grammatika in sy geheel wy. En hierdie afdeling of portaal is dan taalonderrigportaal oftewel. Nou, ek wil net by jou hoor, Karen, is dit reg as ek vinnig net vir die gebruikers verduidelik hoe hulle by hierdie taalonderrigportaal uitkom? Enige tyd. Goed. Goed, luisteraars, wanneer jy aangeteken het op Viva se webblad met jou gebruikersnaam en jou wagwoord, onthou registrasie is totaal en al gratis, gaan jy bo op die taakbalk portale sien. En indien jy jou muiswyser dan oor portale hou, gaan jy sien dat daar 'n aftuig kieslys verskyn. En in hierdie aftuimel kieslys gaan taalonderrigportaal een van die portale wees wat gelys word. Nou, jy gaan daarop klik en dan gaan jy sien dat taalonderrigportaal eintlik Viva se towertoring is. Dis 'n plek waar Afrikaans onderwysers nuwe magiese middele oor veral grammatika, wat dan op skoolvlak taalstrukture en konvensies genoem word, waar jy hierdie magiese middele oor
grammatika kan ontdek en dan met selfvertroue die grammatika drake van die klaskamer kan aanpak. Nou, net so kortliks, taalonderrigportaal is dan, soos ek reeds genoem het, op die Afrikaans taal onderwysgemeenskap afgestem en dit bestaan uit 5 afdelings. En Karen, ek wil net kortliks vinnig iets oor elkeen van hierdie 5 afdelings sê. Ja, met liefde. Goed, so dit bestaan in die eerste plek uit Viva se Afrikaans grammatika. Nou ek wil hê jy moet dit konseptualiseer as Viva se toerboek vol taalpatrone. Nou, ons grammatika is 'n moderne wetenskaplik begronde beskrywing van die patrone van Afrikaans. Dit is 'n mondvol, 'n moderne wetenskaplik begronde beskrywing. So wat bedoel ek daarmee? Ek bedoel net, ons gaan sit nie en dink die patrone van die taal uit nie. Dit is wetenskaplik begrond of teoreties gefundeer en dis modern. So ons maak staat op beskrywings en ons gebruik terme gebaseer op onlangse taalkundebronne. Net 'n enkele voorbeeld vir jou te noem. Ons onderskei byvoorbeeld nie tussen bywoorde van plek of tyd of rede nie, maar egte bywoorde, adjektiewiese bywoorde, voorsetsel voornaamwoordelike bywoorde, net om 'n paar te noem. En dis terme wat in die algemene Nederlandse spraakkuns voorkom. So ons maak werklik staat op moderne bronne. Dan is daar benewens ons Afrikaans grammatika taalonderrig portaal blogs. So ons stop nie net by ons Afrikaans grammatika nie. Om die inhoud daarin in kleiner, meer verteerbare eenhede aan te bied, skryf ons onderwysblogs, maar die blogs is nie net beperk tot onderwerpe in ons grammatika nie. Ek skryf ook oor ander kwessies wat deel van die vak Afrikaans vorm. Kwessies wat vir Afrikaans onderwysers vir ons uitlig in persoonlike kommunikasies of uit taalnavrae wat ek ontvang. Teenstrydighede wat ons in skoolmateriaal waarneem of kwessies wat na ons mening nie genoeg in onderrigmateriaal bespreek word nie. So, dit is aanvullende inhoud waarmee jy die leerders in jou klaskamer kan betower. En dan is daar klaskamerhulpmiddels. Dit is jou klaskamertower gereedskapskis. Nou, hierdie hulpmiddels vloei ook voort uit ons Afrikaans grammatika, maar ook ander normatiewe bronne, soos Afrikaanse woordelys en spelreëls. En hierdie hulpmiddels is volkome bruikbaar in die Afrikaans klaskamer, want hoewel ons 'n andersoortige terminologie het, soos ek al reeds nou verduidelik het, probeer ons elke keer ook na die skoolterminologie gebruik. So as ons van 'n naamwoord praat, sal ons altyd tussen hakkies selfstandige naamwoord, die skoolterm, gaan skryf. En dan is daar natuurlik ook taalonderrigadviesdiens. Elke towenaar het 'n mentor, en Viva is pas jou raadgewers of jou klankbord, jou mentor agter die skerm. So ja, dit is 'n neutedop dan waaruit taalonderrig portaal bestaan, wat dan al hierdie hulpmiddels het betrekking op grammatika. Daar is wel 'n ekstra afdelingkie, Viva se leesbaarheidsindeks. Dit is soos 'n toerkompas vir geskikte tekskeuses. So 'n onderwyser kan 'n teks daarin voer en bepaal vir watter graadvlak die teks geskik is, hoewel dit nou nie direk met grammatika verband hou nie. So dit voel vir my of ek nou op Aladdin se mat was, want jy het vir my nou op 'n reis gevat en dit is so lekker om daarna te luister, want ek sit en dink toe nou terwyl jy so praat oor die grammatika en die manier hoe 'n mens leer. Ek kon onthou toe ek in standaard 6 het ons begin met Duits en in matriek het ons nou klaar gemaak en ek het gaan au pair as jong meisie in Duitsland. En die eerste 2 weke was dit vir my Grieks. Maar na 2 weke toe val al die legkaartstukkies in plek wat ek vir 5 jaar lank in die Duitse klas geleer het. En na 2 weke, toe praat ek vlot Duits, hoogduits, dat die Duitsers eintlik nie kan glo nie. En dit was, daai dag het 'n liggie by my opgegaan, hoe belangrik hierdie komponent van taal is, want dis die boustene waarop jy bou. Daarna was dit woordeskat. Ek het woordeskat bygeleer, wat is die naam vir hierdie, wat is die naam vir daai, wat is hierdie, ek het na nuus geluister en ek het so 'n mooi woordeskat gehad na daai jaar wat ek terugkom. My Duitse juffrou het vir my briewe geskryf, sy kon nie glo, dis dieselfde Duitse student wat 60, 70 in die klas gekry het nie. So, ek dink nie ons kan ooit wegvat hoe belangrike komponent dit van taal is nie. En dit maak my eintlik opgewonde om te sien hoe dit groei en hoe dit verander en dit lewe en jy weet, werk daaraan en daaraan timmer. Dis so mooi.
Ja, ek meen, soos ek reeds gesê het, taal is nie staties nie. Dit is dinamies. So, onderwysers moet dikwels daarvan bewus wees dat wanneer ons inligting oor nuwe patrone van taal gee, dit is nie dat ons hulle wil verwar nie, dit is taal. Ek meen, taal self is in beheer van hierdie nuwe, soos jy gesê het, nuutskeppings wat na vore kom, hierdie nuwe patrone, en 'n mens moet op hoogte daarvan bly. Nee, verseker. Dit is soos om die 1933 Bybel te lees en die 2023, daar's 'n groot verskil en hoe ons hom verstaan en hoe ons met hom omgaan. Absoluut. Die konteks bly dieselfde, maar ja, dit groei en verander. So, kom ons sê so, ek het nou ietsie wat ek gehoor het by jou toe jy nou gesels het. Jy het verwys na 'n taalonderrig adviesdiens, nê? Nee? En dis natuurlik nou ook 'n subafdeling van die groter taalonderrig portaal. Nou, jy praat ook van onderwysers wat towenaars is en daai selfde towenaars het natuurlik mentors nodig. So vertel ons bietjie oor hierdie adviesdiens. Karen, so ek het reeds vir die gebruikers aangedui hoe om na taalonderrigportaal se landingsbladsy te navigeer en onthou dat sodra jy op hierdie landingsbladsy dan aankom, kry jy toegang tot taalonderrigadviesdiens. So wat is taalonderrigadviesdiens? Dit is 'n platform wat spesifiek op dosente van onderwys Afrikaans, jou voornemende Afrikaans onderwysers, praktiserende Afrikaans onderwysers, leerlinge en hul ouers gerig is. En dit is aanvullend tot ons bestaande adviesdiens. So by taalonderrigadviesdiens kan taalgebruikers op die webblad self, soos wat ek nou verduidelik het, as jy via taalonderrigportaal nou toegang kry tot taalonderrigadviesdiens, kan jy so op die webblad 'n taalnavraag indien. Byvoorbeeld, mag 'n mens skryf, ek het tot die gevolgtrekking gekom, jy is verkeerd. Of moet ek dat invoeg? Ek het tot die gevolgtrekking gekom, dat jy verkeerd is. Watter een is reg? Of wat is die verskil tussen tautologie en pleonasme? Wat behels die klankverskynsel vokaalreduksie? So enige vraag oor grammatika, oftewel dan taalstrukture en konvensies op skoolvlak is welkom. En elke antwoord wat vir 'n taalgebruiker teruggestuur word, bestaan dan uit 'n aantal dele. Ek herhaal die vraag, ek gee 'n kort antwoord, en dan word hierdie kort antwoord gevolg deur 'n langer antwoord. En vir my is die langer antwoord belangrik, want Afrikaans onderwysers of dosente moet vir leerders of studente kan verduidelik waarom 'n sekere standpunt geld. Ja, so en in hierdie lang antwoord word ook telkens aangedui wat Viva se benadering en die teoretiese taalkunde is om 'n sekere kwessie te benader en hoe die betrokke kwessie op skoolvlak hanteer word. En dit vorm my samewerking met vakadviseurs en met lede van die nasionale senior sertifikaat van kardinale belang is om hierdie brug half te bou tussen hierdie twee wêrelde. En aan die einde van so 'n vraag dui ons ook aan watter bronne geraadpleeg is, want dit is ook belangrik sou gebruikers dan verder wil gaan lees. En daar word ook vir gebruikers die op die webblad dan gegee om eerder vir my 'n e-pos direk te stuur as hulle dan nie hulle navraag op die webblad wil indien nie. En my e-posadres staan daar, maar ek sal dit net ook nou gou gee. Dit is Nadine, NADINE, @viva-afrikaans.org. En dit staan egter ons gebruikers ook vry om onderwysverwante vrae via ons algemene adviesdiens se twee kanale in te dien, want onthou daar is nou taalonderrigadviesdiens waartoe jy nou toegang op die webblad self kry, of jy kan dan 'n e-pos vir my stuur, maar ons het ook ons algemene adviesdiens. Hy het self ook twee kanale. So as jy deur daardie twee kanale wil werk, kan jou taalnavraag in elk geval as dit onderwysverwant is na my gekanaliseer word deur ons taaladviseur. En hierdie twee kanale van ons algemene adviesdiens is natuurlik ons adviesdiens e-posadres. Dit is navraag@viva-afrikaans.org en dan het ons ook 'n WhatsApp lyn 062 126 0295. En Karen, ek moet vir jou sê die taalnavraag van onderwysers is werklik, ek dink nie hulle besef van watter onskatbare waarde dit vir my is nie, want
daaruit kan ek tersaaklike onderrigprobleme identifiseer wat weer as belangrike rigtingwysers vir hulpgenerering Ja. dien. Want dit help nie ek skep hulpbronne waarvoor daar nie 'n vraag is nie. Waar? Net om 'n voorbeeld vir jou te gee, op grond van talle navrae oor byvoorbeeld die los en vaskryf van woorde, Ja. het die aanbieding kennis van grammatika maak los en vaskryf minder los en vas. Daardie los en vas aan die einde is met koppeltekens vasgeskryf. Ja. Het daardie aanbieding voortgevloei wat weer by die SOS Onderwyskongres en die George Seminar verlede jaar aangebied is. Ja. Of uit voortgesette taalnavrae oor die aard van werkwoorde, het ek 2 blogs gaan skryf. Die hoofwerkwoord, die hoofmeisie en die hoofseun van die sin, en dan nie almal kan hoofleiers wees nie, die ander werkwoorde in jou sin. So ek probeer net uitlig hoe belangrik hierdie taalnavraag vir hulpbrongenerering is. Ja, en dit is vir die onderwysers van onskatbare waarde, maar vir ander mense wat ook met taal werk. Ek self skryf stories en dit is vir my so lekker om te weet daar's 'n plek wat ek kan gaan aanklop en ek gaan die regte antwoord kry. Ek gaan nie, jy weet, iewers moet gaan rondkrap en rondgrou op 'n plek en soek en hoop maar dit is my antwoord. Want 'n mens is onkundig, dis hoekom jy die vraag vra. So dit is 'n verskriklike lekker diens wat julle vir ons bied. Ek dink dit is dat dit mens net onkundig is nie. Ek dink net ons is daar vir julle as klankbord. Ons het al hierdie bronne tot ons beskikking en ons het tyd om in hierdie bronne te klim en vir julle 'n teoreties gefundeerde antwoord te gee terwyl jy, Karen, eerder besig is met jou skryfwerk. Jy het nie nou tyd om af te staan om deur allerlei woordeboeke te gaan lees nie. So neem hier jou taalnavraag eerder na Viva in en ons staan jou by. Verseker. Nou Nadine, benewens die adviesdiens, is jy ook die administrateur van die Taalonderwysersforum op Facebook. Nou dit het 'n reuse gemeenskap geword vir Afrikaanse onderwysers. So wat gebeur alles daar agter die skerms? Ja, Karen, my rol het ook in 2022 die bekendstelling en die instandhouding van Taalonderwysersforum behels. Nou, vir diegene wat nie weet wat Taalonderwysersforum is nie, dit is Viva se Facebookblad spesifiek vir voornemende en praktiserende Afrikaans onderwysers, dosente van onderwys Afrikaans, vakadviseurs, tuiskoolonderwysers, nou nie leerders nie, maar enige iemand wat hom of haar dus met die onderrig van Afrikaans as vak bemoei. Op hierdie stadium staan ons Facebookblad op 1282 lede. So dit is net Afrikaans onderwysers. En sedert 2022 is dit 'n platform waar Viva se Afrikaans grammatika vir die Afrikaans onderwysgemeenskap in die vorm van meme en video's ontsluit word. Ek deel skakels na nuttige onderrigmateriaal daar en ek beskou dit werklik as 'n plek waar deurlopende professionele ontwikkeling plaasvind. Want die nuutste tendense in die taalkunde word daar gedeel. Daar word byvoorbeeld op bepaalde verskille tussen die teoretiese taalkunde en die huidige skoolgrammatika gewys. Deur kwessies met onder andere vakadviseurs en lede van die NSS-paneel te bespreek en dan hierdie twee wêrelde half bymekaar te bring in die plasings wat ek skep. Een so voorbeeld is iets soos wat noem mense die sinsteel by die huis in 'n sin soos hy is by die huis, want ek meen as ons na verskillende bronne gaan kyk, word daardie by die huis verskillend benoem. Dit word partykeer 'n copula kompliment of 'n copula predikaat genoem. Ander mense sê dis 'n bywoordelike bepaling. Ons sê dis 'n bywoordelike kompliment. Daar is nie eers 'n naam daarvoor op skoolvlak nie. So om werklik vir onderwysers vir hulle 'n nuwe wêreld oop te maak. En die wenke wat gedeel word handel ook baie keer sekere digitale hulpmiddels vir grammatika onderrig, want ek meen Viva se mandaat is ons is tog 'n digitale maatskappy. En Karen, as ek jou vir jou 'n vraag kan vra, waar in hierdie wêreld gaan jy hierdie tipe professionele ontwikkeling gratis en op 'n weeklikse basis kry? Nee, dit is nie beskikbaar nie. So baie dankie daarvoor. Dit is 'n groot plesier. So, Nadine, nog 'n vraag. Iets wat my oog gevang het, is julle samewerking met Tumamina Teaching, wat 'n aanlyn grammatika videolesse platform is. Vertel ons meer oor hierdie projek. Ja, Tumamina Teaching, of TMT, hulle is 'n organisasie sonder winsoogmerk wat onderwys tegnologie spesialiseer met die visie om kwaliteit en toeganklike onderrig in Suid-Afrika moontlik te maak. En op hierdie wyse om hierdie tipe kwaliteit en toeganklike onderrig half te laat verwesenlik,
herskep hulle die skoolkurrikulum deur kort en kragtige videolesse en aanvullende leermateriaal te voorsien. En soos almal weet, is Viva se visie weer om grammatika inhoud van 'n hoë gehalte te skep. So met 'n gedeelde passie om skoolinhoud dan meer verstaanbaar te maak, het Viva en Tuma Mina Teaching vanjaar in 'n samewerkingsooreenkoms getree, waar ons dan spesifiek op grammatika fokus. En daar 2 YouTube videolesse wat oor skryftekens handel, is ons op Tuma Mina Teaching se YouTube kanaal gelaai, en elkeen van hierdie lesse wat oor skryftekens handel, word ook van 'n gratis skyfie-reeks vir gebruik deur die Afrikaans onderwyser en 'n selfmerkassessering voorsien. So. Ek het selfs die selfmerkassessering so saamgestel dat leerders onmiddellik terugvoer ontvang as hulle byvoorbeeld 'n antwoord indien, veral wanneer die antwoord verkeerd is, want dan gee ek vir hulle 'n baie mooi breedvoerige verduideliking waarom hulle verkeerd redeneer. Nou, buiten dat ons inhoud ook aan 'n streng gehalte versekeringsproses onderwerp is, want daar is die skryf van 'n draaiboek, daar's taalversorging, daar's inhoudmoderering. Ons moet seker maak dat dit aan bepaalde beginsels van ontwerpbeginsels voldoen. Buiten nou vir hierdie gehalteversekeringsproses, toon navorsing ook vir ons aan dat video's meer bevorderlik vir leer is as statiese inhoud. Maar waarom? Want video's bied die geleentheid om woorde, simbole, klanke en prente te integreer. En dit stimuleer meer as een sintuig op 'n slag. En Karen, as 'n mens dan meer as 'n sintuig op 'n slag inspan, kan jy leerders se aandag vir 'n groter tyd behou en kan die inligting na die langtermyn geheue oorgedra word. En die verwerking van inligting word dus bevorder en dan die verhoogde retensie van konsepte. En hierdie videolesse het werklik meer as een doel. Dit kan vir selfrefleksie en voorbereiding deur die onderwyser self gebruik word, of jy kan dit beskou as 'n mede-onderwyser in die klaskamer, waar dit die Afrikaans onderwyser se onderrig doelbewus aanvul, hulle onderrig versterk en die leergeleenthede van alle leerders verbreed. Of dit kan selfs deur leerders vir eksamenvoorbereiding geraadpleeg word. So dit het eintlik soveel verskillende funksionaliteite in die klaskamer. Ja. Nadine, dit is heel duidelik vanoggend dat jy 'n groot hart het vir ons moedertaal. Wat 'n belangrike boodskap waarmee jy vandag ons Afrikaans onderwysers kan wegstuur? Ek dink as ek Afrikaans onderwysers vandag eers net 'n tikkie raad vir hulle wil gee, is dit en miskien uit hierdie tikkie raad gaan dit ook leerders meer motiveer om van grammatika te hou, is wanneer jy grammatika onderrig, moet nie net op vorm fokus nie. Die oomblik wanneer ons byvoorbeeld die leidende vorm onderrig en ons sê vir leerders, goed, as ek nou sê die seun skop die bal, dan ek moet dan sê die bal word deur die seun geskop. Die oomblik wanneer jy net op vorm soos dit fokus, voel grammatika vir leerders irrelevant. Ja. So maak dit lewenswerklik. Want dit is hoe jy regtig die aandag van die leerders in jou klaskamer kan behou. En hoe maak jy dit relevant? Deur om grammatika of skoolgrammatika as 'n driehoekie te beskou. So aan die een kant van die driehoekie het ons vorm, struktuur, hoe word iets gevorm? Dit kry al klaar baie aandag in die skoolkurrikulum. Maar aan die ander kant het jy betekenis. So wat beteken die leidende vorm? Wat is die betekenis wat ek kommunikeer? Dis eintlik 'n fokuskonstruksie. Ek verskuif my fokus na wat met iemand of iets gebeur, in plaas van wat iemand doen. En dan verskuif dit na gebruik. So ek het vorm, betekenis, gebruik. Hoekom gebruik ek die leidende vorm? Want daar's verskillende redes. Hoekom wil jy nie fokus op die een wat die handeling uitvoer nie? Mag die leser dit byvoorbeeld nie weet nie, so verswyg jy inligting opsetlik? Is daar 'n sekere magsverhouding? En ek dink hierdie raad is eintlik bemoediging. Die oomblik wanneer jy begin as Afrikaans onderwyser grammatika herkonseptualiseer as iets wat veelfasettig is, gaan jy ook meer opgewonde raak oor dit as 'n taalvaardig. Gaan die leerders in jou klaskamer ook meer gemotiveerd wees. En grammatika is net my kos, Karen, en vandat ek grammatika ook op hierdie manier begin konseptualiseer het dit ook 'n ander wêreld vir my oopgemaak. Ek beskou dit werklik nie net as
losstaande patrone nie, maar iets wat 'n werklike rol in die sosiale lewe en tydens kommunikasie vervul. En dit bring my amper terug na daai Presies. prentjie, daar word iets magies ontsluit wanneer jy jou taal so diep en intiem ken en verstaan en wanneer jy dit in jou skryfwerk kan toepas, want dit is daai tipe van dinge wat vir die leser, jy weet, goedjies ontsluit. Ek praat altyd van die ui. Dis 'n laagie van die ui Ja. wat die leser moet afskil. Ons sê maar hoekom het sy dit in die leidende vorm geskryf? Hoekom wil sy dit hoekom verskuif sy die fokus van die bal of van die persoon wat skop na die bal? Of jy weet, dis alles dit is daai towerkuns van die skrywer, die persoon wat in sy taal omgaan. So, man het my opgewonde vanoggend. Ek dink ek gaan wegstap en ek gaan sommer my skryfwerk optel vanoggend en bietjie met my taal woeker. Dankie vir al die inligting en ek glo dit gaan vir ons onderriggewers gaan dit 'n wêreld oopsluit van hulpmiddels en ja, dat 'n mens nie alleen in hierdie proses is nie, dat daar is daar hulp daar buite wat 'n mens kan inroep. Nee, ek stem. Nee, definitief en ek sal ook die inligting wat ek vandag gedeel het, ons kontakbesonderhede, sal ek ook net met jou deel as jy dit dan vir die luisteraars beskikbaar wil stel. Ek dink dis goed so, ja. Goed. Nee, vreeslik dankie vir die geleentheid Karen en dankie ook vir alles wat jy vir Afrikaans doen en veral op, jy weet, op laerskoolvlak hoe jy kinders werklik betower. Dit sluit so mooi aan by ons tema oor towerkrag. Die tipe towerkrag wat jy deur middel van jou stories weer vir leerders gee. Nee, dit is vir ons lekker. Ek sê mos vir ons woeker met ons taal. So ons woeker. Skrikkelik dankie en dankie. Ek en jy gesels dan definitief in die toekoms weer, maar dankie vir hierdie inset en 'n mooi dag verder. 'n Mooi dag verder, Karen. Goed, tot sins.